Die vakbond Solidariteit en die regering is amptelik in 'n dispuut oor die vlaagafleggings waardeur die land getref word en Ethiopië se vulkaan se aswolk ontwrig vlugte in Indië. Goeiedag, baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op die 25ste November 2025. Ek is Dian van der Berg. Die vakbond Solidariteit en die regering is amptelik in 'n dispuut oor die vlaagafleggings waardeur die land getref word. Dit volg nadat 'n bemiddelingsproses by die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad, bekend as Netlek, misluk het. Solidariteit sê hy sal binnekort nuwe inligting bekend maak oor honderde duisende poste wat voor Kersfees verlore kan wees. Die vakbond beplan ook verskeie protesaksies om die erns van die probleem te belig. Die dispuut volg nadat Solidariteit vroeër vanjaar ingevolge artikel 77 van die Wet op Arbeidsverhoudinge die dispuut met die regering oor die vlaagafleggings verklaar het. Solidariteit se hoofsekretaris Gideon Du Plessis sê hulle plaas druk op die regering om 'n afleggingsbloedpad te voorkom. Die huidige vlaag van afleggings wat verband hou met Eskom se hoë tariewe, Transnet se inploffing, die invoer van goedkoop produkte van Indië en China en ook die FSA tariewe is 100% die skuld van die regering. En dit is hartseer dat daar duisende werknemers en hulle afhanklikes is wat 'n baie donker en onsekere Kersfees binnegaan. Maar Solidariteit vat nou hande met die geaffekteerde werkgewers en gesamentlik plaas ons druk op die regering om hierdie afleggingsbloedpad te voorkom. Die voorsitter van die Portefeulje Komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking, Supra Maumapelo, sê hy is tevrede dat die polisie die saak van die 17 Suid-Afrikaners wat in die Donbas-streek van Oekraïne vasgekeer is, formeel sal ondersoek. Die mans is glo deur die lede van die MK-party na die oorlogsgetuisterde land gelok. Die voormalige president Jacob Zuma se dogter en MK-partylid Duduzile Zuma Sambudla word daarvan beskuldig dat sy die mans gewerf het, wat na bewering teen hul sin gedwing word om in Oekraïne te veg. Die toekoms van die adjunkpresident van die MK-party, Dr. John Hlophe, is onseker te midde van leierskap-onstuimigheid in die party. Die party het nog nie kommentaar gelewer oor die ondersoek na Hlophe se skorsing nie, maar politieke kenners meen dat daar dieper strukturele probleme by die party bestaan en dat besluite steeds hoofsaaklik deur oud-president Jacob Zuma geneem word. Die party weier intussen om kommentaar oor sy ondersoek na Hlophe te lewer. En die DA se federale regskommissie sê hy ondersoek die openbare dispuut tussen die party se leier John Steenhuisen en die federale finansiële voorsitter Dr. Dion George. Dit volg na berigte oor Steenhuisen se kredietkaartuitgawes en 'n onderonsie tussen die lede. Die DA se nasionale woordvoerder Karabo Kakao het aan die media gesê die regskommissie sal die saak ondersoek. Die kommissie het ook beveel dat die aangeleentheid nie verder in die openbaar bespreek sal word terwyl ondersoeke aan die gang is nie. En vulkaniese as het oor die Rooi See deur Oman en Jemen beweeg en Delhi van Ethiopië af bereik, wat tot die kansellering en gedwonge rigtingverandering van verskeie vlugte gelei het. Die Indiese Weerkundige Departement het 'n streng pleidooi aan lugdienste gerig om alle geraakte omgewings te vermy. Die uitbarsting van die Haile Gubbi-vulkaan in Ethiopië, was vir etlike duisende jare slymerend was, het 'n askolom duisende meter die atmosfeer ingestuur. Volgens die land se owerhede is niemand beseer nie, maar die uitbarsting kan ekonomiese gevolge vir die plaaslike gemeenskap en boere inhou. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.